en te waardeer. Nou ja, dis my voorreg om vandag die woord met jou te deel en ons wil vir hierdie kwartaal ons sondagoggend tema koppel aan hierdie woorde wat jy op die skerm sien. Sy hoop en my storie. Ek is oortuig daarvan dat Jesus Christus hoop wil inasem. Hy doen dit vir 2000 jaar al en hy wil dit kom doen vir elke een van ons en nog meer spesifiek vir ons hier as 'n kampus. Ek is vandag hier om met jou ook te praat oor 'n stuk stryd en spanning wat party van ons se storie behels. Ek gaan vir jou 'n stuk van my en Williana se storie vertel, 'n paar fotootjies vir jou wys van toe ons huis afgebrand het verlede jaar op die 26ste September, is 'n jaar later nou. En hoe hierdie jaar ontwikkel het en wat die impak van dit op ons lewe was, wil ek vandag gebruik as 'n basis vir 'n storie wat ek met jou wil deel. Maar ek is ook hier vandag om vir jou te kom vertel dat Carlos ook, hy en Simonay, deur 'n stuk stryd en spanning en 'n groot storie werk. Ek is die leier van al die pastore van Doxadeo. Ek en Williana bly hier in Kameeldrif, maar ons kantoor is eintlik daar by ons Brooklyn kampus. En daar's 14 kampusse in hierdie stad vir wie ons verantwoordelikheid neem. En ons het strukture in plek waar ons dan omgee en versorg en lei en begelei en groei en ontwikkel. Dit doen vir elke een van ons pastore. En natuurlik was Carlos en Simonay ingesluit in hierdie manier hoe ons hulle bedien het. Maar Carlos het 2 weke terug vir my 'n brief geskryf waar hy vir my gevra het, Jan, ek wil terugstaan uit voltydse bediening as 'n pastoor. En ek is vanoggend hier om eerstens 'n stukkie van daai storie met jou te deel, maar ook om vir julle te kom sê hoe dat dit my storie raak en ook hoe dat dit jou storie gaan raak. En as jy weer 'n keer net na hierdie skerm kan kyk, dan verstaan jy hoekom in so 'n stuk verandering en wanneer iemand deurgaan wat hulle deurgaan, dan is dit nodig dat ons sal verklaar, ek sal nie bang wees nie, dat ons sal verklaar dat daar hoop in Jesus Christus is. Hoop is 'n positiewe verwagting van 'n goeie toekoms. Ek weet hierdie is miskien vir party mense hier vandag 'n verrassing en effens van 'n skok, en daarom het ek gekies om dit aan die begin van die woord met jou te deel, en ek vra jou, gee my nog so 20 minute hierna, om net 'n bietjie uit God se woord uit met jou hart te werk, en toe te laat die waarheid van die woord van die Here, laat dit binne in jou hart en binne in jou storie kom inasem. Carlos het in sy brief die volgende gesê, hy sê, beleef intense uitbranding en gebrokenheid in sy huwelik, wat hy beleef na 'n baie moeilike jaar in die bediening, en dit het ongelukkig geeskaleer tot waar hy in 'n emosionele verhouding met iemand anders betrokke geraak het. En hy het vir ons kom vra, asseblief, gee my die geleentheid om terug te staan uit bediening, sodat ek myself weer kan vind en kan werk aan hierdie verhouding met Simonay en die proses wat daarmee saamgaan. Ons het van ons kant af ons ten volle commit om hom te ondersteun, haar te ondersteun en die ander partye wat hier betrokke is. Ons gemeente het dit nog altyd so gedoen wanneer iemand deur moeilike omstandighede gaan, en sover as wat hulle ons toelaat, gaan ons dit doen. So ons aanvaar vandag die bedanking as 'n pastoor uit Doxadeo en uit leierskap van Doxadeo, maar ons is absoluut bereid om 'n pad met hulle te loop. So ek en Williana gaan die leierskap van ons Kameeldrif kampus opneem. Ons het kapasiteit om dit te kan doen op hierdie stadium, en ons sal die leiers van die voltydse personeel hierso wees en van die bedieningsprosesse, totdat ons weet wie die volgende leier gaan wees. Daar's reeds 'n gedagte wat ons het, en ek behoort teen die einde van Oktober gereed te wees met 'n aankondiging, maar ons gaan saam met julle die pad loop. En hierdie is nou wat gebeur wanneer jy geestelike familie is. Julle weet hoe werk dit. Jy kan nie jou familie kies nie, so of julle my nou wil hê of nie. I is here. En ons het kapasiteit op hierdie stadium om dit te kan doen, so ek vra vir jou om saam met my ernstig te kom bid vir al die partye en saam met my te bid vir ons kampus en om met ons te praat.
Ek is baie dankbaar en trots op die personeel wat hier is. Hulle almal gaan saam met my die pad stap en julle is welkom. As jy vrae het, ek is na die tyd hier voor, Marie is daar agter. Vat die moeilike vrae vir hom asseblief, kom praat met my lekker oor ander goed. Ek wil egter nie oor die rugby praat nie, asseblief. Nie na gisterand nie. Kyk gou op die volgende skerm, dan sal jy sien hoe het my grasdakhuisie gelyk. En daar het 'n ongelooflike sterk wind, terwyl dat ons met vakansie was, saam met vriende in die wildtuin, 'n ongelooflike sterk wind hier van hierdie kant af gewaai, en op die einde van die dag, daai naweek het 20 strukture afgebrand, in een naweek, net in hierdie omgewing hier agter. Oor daai selfe week weet ek van nog 15 plekke in die suide van die stad en nog 13 in die ooste. Daar was eintlik 'n groot stuk verwoesting. Jy sal op die volgende skerm sien hoe lyk verwoesting. Nou, dis lekker om vandag hier te staan en ek kyk hierso, as jy wonder waar kyk ek, hier's nie cricket aan hierso nie, hierso is die selfe prentjie is daai een. So daai oggend toe ek wakker word en uitstap en hierdie prentjie sien, dit ruk in jou binneste, in dieptes van jou menswees wat jy nie kan verstaan nie. Ek en Williana het maande gevat voor ons regtig besef het wat het gebeur met ons. En vandag is dit 'n deel van ons storie. Miskien is dit wat ek vir jou nou wil vra. Wat is besig om te gebeur in jou storie? Op die volgende skerm laat hierdie vraag net so bietjie simmer, laat net so bietjie, jy hoor vandag van Carlos se storie, jy hoor van John se storie, jy hoor van 'n gemeente se storie. Wat is jou storie? Wat is besig om af te speel en wat het gebeur in hierdie afgelope jaar? En hoe lyk hoop binne in jou storie? My meisiekind, my jongste, het verlede jaar op 'n stadium vir my Psalm 23, wat ek uit my kop uit ken, maar sy het hom vir my gegee uit een van die nuwe vertalings. Dit is die Message vertaling, so Afrikaanse weergawe, en ek gaan vanoggend hom gebruik om net vir jou te wys hoe die Here daai eeue oue bekende Psalm gebruik het om hoop te kom inasem in my storie. En mag dit vandag net so vir jou wees. Ek lees vir jou vers 1. Hy sê, die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. En ek het niks meer oor nie. Wag. Ek sweer, dis hoe ek gevoel het op daai stadium. Here, U is my herder, maak dit regtig niks meer oor nie. Ek het nie meer paplepel nie, ek het niks nie. Ek het net die vellies aan wat ek mee op vakansie was. En al die manne in my mannegroep, ek weet nie hoekom hulle so erg bekommerd was nie, maar almal van hulle het my gevra, het jy onderklere daarom? Sê, ouens, kan julle oor iets anders worry, asseblief? Ek is reg, daai deel. Maar jy ken daai emosie, wanneer dit voel asof alles onder jou uitgepluk word. Ek weet nie waar trek jy en wat jou storie is nie, maar ek kom vandag om uit my getuienis vir jou te sê, ek het van vooraf weer die Here leer ken as die een wat vir ons sorg. Die Here sorg vir my. Die Here sorg vir my. En Dawid gebruik 'n beeld wat vir hom so belangrik en so bekend is, want hy ken die hart van 'n herder. Hy ken die hart van 'n herder, en Jesus self sê in Johannes 10 dat hy die goeie herder is. En dan praat Jesus oor 'n huurling en hy praat oor 'n eienaar. Hy sê die huurling, wanneer die wilde diere kom om die skape aan te val, dan hardloop die huurling weg. Maar die eienaar lê sy lewe neer vir die skape. En hier kom ek vandag om vir jou te sê dat jou hemelse Vader het sy lewe neergelê vir jou. Dis hoe hy vir my en jou sorg. Hy het medelee, hy weet wat deur ons gaan. En hy wil ons bedien, en hy wil ons oprig, en hy wil help dat ons verstaan dat daar hoop is. Ek en Williana trek toe nou hierso in 'n woonstel in Linwoodweg, van die Bosveld geleide na die motorgeleide van Linwoodweg, was 'n vreeslike upgrade. En aan die einde van daai eerste week, iemand het vir ons daar 'n slaapplekkie gegee vir 'n week. Toe het ons nou al 'n ding of twee bymekaar gemaak. Mense vra partykeer vir my, John, wat is die eerste ding wat jy gaan koop het? Weet julle wat? 'n Koffiemasjien. Okay, want ek en my Nespresso het 'n onheilige verhouding vroeg in die oggend. En teen die einde van die week, nou moet ons van die 3de verdieping aftrek, en ek's bietjie lui, ek het nie lus vir op en afloop nie. Toe kry ek al onder een van die hotel trollies. Julle weet ons daai trollies in 'n hotel
wat jy wat jy daar sien was alles wat ek besit het na daai week. My vrou is ook binne ergens. Daar staan die koffiemasjien daar regs onder. As dinge skeefloop in jou lewe, vra die Here heel eerste vir jou, en dis op die volgende skerm, hy vra hierdie vraag. Jy kan kies waar jy gaan fokus. Dis die eerste vraag. Waar gaan jy fokus? Ons spring in 'n vriend se kar en ons jaag 5,5 ure, 6 ure terug van die Wildtuin af. Ons is op die foon met die kinders by die huis en die huis het afgebrand, maar ek het my Bull Terrier is dood in die proses, maar niemand van ons kinders sou in die huis gewees het. Ons werkers is fine. En sonder dat ons regtig daaroor gedink het, begin ons in die kar ry en ons sê vir mekaar, jy weet ons het alles verloor, maar daarom, dankie Here, dat Ivonique en my kleinkind nie in die huis was nie. Hulle sou daai dag in die huis gekuier het, en omstandighede het verander, hulle was nie daar nie. En ek en Williana begin onwillekeurig dink aan ander mense se trauma, en een van hulle was Carlos, en ons dink aan Carlos en Simonei, wat net 2 jaar voor dit vir Mario begrawe het, en ons iets in ons binneste, wat net sê, Here, ons het massiewe verlies wat ons beleef, maar hiervoor kan ons dankie sê, en daarvoor kan ons dankie sê. Toe ek terugkom die volgende oggend, toe staan daar 3 van die manne in my mannegroep, voordat ek opstaan is hulle op my plot besig om die krag te herstel, die water spuit by die mure uit, en my dankielys het elke dag gegroei en gegroei, en ek wil vandag vir jou sê, dis waar die eerste oorlog van die vyand teen jou is waar gaan jy fokus? Wat gaan jy jou interne energie gee in hierdie situasie? Die Nuwe Testament praat Paulus oor die ding en hy praat oor wat iemand 'n boek oor geskryf het, The Practice of Gratitude. The Practice of Gratitude. En Paulus skryf hierdie woorde, hy sê hy het geleer om in alle dinge dankbaar te wees. Ek is so bly daar staan nie om vir alle dinge dankbaar te wees nie, want ek is nie dankbaar vir die feit dat ek weer van voor af paplepels moet soek nie. Ek is nie daarvoor dankbaar nie. Maar ek is dankbaar in alle dinge. Dis 'n toestand van die hart. En ek wil jou vandag vra, waar is jou dankielysie? Waar is die seëninge wat jy elke dag tel? Ja, almal van ons kan 'n lang lys van goed uit ons storie uitpluk wat negatief is, wat nie is wat ons wil hê nie, maar kies waar jy jou energie heen laat gaan vloei. Kyk wat doen die Psalm in die volgende versie. Hy sê, omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. En wanneer ek moedeloos word, Dawid sê, jy het nie 'n keuse nie, jy gaan moedeloos word. Maar wanneer jy moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Ek sê vir mense so baie hierdie sinnetjie, jou probleem is nie jou probleem nie. Hoe jy jou probleem sien, dis jou probleem. Dis bietjie stil nou op hierdie stadium, daar moes 'n ligte amen ergens uitgekom het. Jou probleem is nie so groot jou probleem as hoe jy daarna kyk nie. Never waste a good crisis, het iemand eendag gesê. Never waste a good crisis. En ek het my vader beleef, ek het die goeie herder hierdie jaar beleef, hoe dat hy vir my sê, John, ek gee jou toestemming om emosioneel te wees. Ek wil julle gou vir een van hulle vertel, my kop werk so, dat wanneer so iets gebeur, dan gaan ek in task mode in, dinge gebeur teen 'n spoed, lysies, ek begin funksioneer, ek begin werk, en ongeveer 2 weke later, het ons nou 'n situasie met ons een hond, met ons pitbull, en daar's chaos op die plot, ek moet vir haar 'n huis kry en so aan, ons bly in 'n woonstel, daar's nie plek vir in die woonstel nie, en iemand bel my hier uit die omgewing en sê vir my, John, ons het vir julle vreeslike oulike kennels, dis 'n plek waar mense hulle honde vir 4 tot 6 maande kom sit in kwarantyne, wanneer hulle buite land toe verhuis, en sê vir my, gaan kyk net ons website, en ek gaan maak die website oop,
En in een van die hokke staan daar 'n bull terrier soos myne wat ek so in die myns begrawe het 'n paar weke terug. En is 3 weke later, Vader, toe gaan die sluise van die hemel oop. Toe begin ek huil en toe hou ek nie op huil nie. En een klein dingetjie kom trigger iets wat opgebou het aan die binnekant. En ek het so baie manne al gesien, wanneer daai traantjies kom en so aan, dan moet jy jouself sterk hou, en jy het hierdie ding van 'n ware man kan nie huil nie. Ek sê vir jou, dit is 'n ware man wat weet hoe om te huil. Hy weet hoe om met sy moedeloosheid te werk en na sy Vader toe terug te gaan en vir hom te sê. En weet jy wat, een van die redes hoekom ek en Williana van daar af die meeste gehuil het, was oor hoeveel mense random net vir ons kom omgee en kom liefde gee het. Die liefde van die liggaam van Christus het meer trane by ons getrek as die verlies van ons omstandighede en van ons plek. En ek dink dit is die volgende ding wat ek vandag vir jou wil sê. Het jy 'n dankieslys? Het jy die Here 'n kans gegee dat hy jou help om anders te sien? Die tweede vraag wat ek vir jou vra is, het jy vriende? Het jy vriende? Ons vriende in ons gemeente, my vriende is my personeel, my vriende is die manne in my mannegroep op Vrydagoggend, dankie op die volgende skerm, julle kan my net volg, ons vriende in ons kerk. Want in daai omstandighede, waar ek nie weet wat jou storie nou is nie, kan ek vir jou sê, perspektief is jou eerste vyand, eensaamheid is jou tweede vyand. As jy probeer om omstandighede op jou eie deur te werk, gaan dit vir jou rol, laat die stof so staan. En iemand het eendag gesê, when it's lonely at the top, hoor net gou hier, if it's lonely at the top, it's because you went there on your own. Jesus het nie gewag dat die disippels hom join nie, hy het hulle gaan kies. Hy het 3 van hulle gesê, kom saam met my, hy het hulle in sy binneste van sy stryd, het hy mense gaan intrek. Ek sien so baie mense wat sê, John, ek leef in eensaamheid, jy weet, daai algemene liedjie, nobody loves me, everybody hates me. Sing saam, I am gonna eat some worms. Kyk, die ou wat daai lied geskryf het, ek sou graag met hom wil kuier. Big fat juicy ones, long tall skinny ones. I'm gonna bite off their heads and suck out the juice and throw the skins away. Nobody loves me. Ek meen, ek weet ook nie hoekom die ding in my kop vashaak nie, maar as jy voel niemand is vir jou lief nie, sit gou daar, maak vas jou veiligheidsgordel. Miskien is jy nie lief vir iemand anders nie. En ek het beleef hoe dat jare se omgee in liefde in my mannegroep, en soos ek vir jou sê, ek en Williana het trane op trane gestort, wat ons gesê het, Here, ek is nou weer as ek hier staan, is my hart weer teer. Weet jy hoe begeer ek, dat jy ook die liefde sal ken wat ons beleef het in hierdie afgelope jaar. Weet jy hoe begeer ek dit? Weet jy hoe begeer ek dat hierdie gemeente nie net vir jou 'n Sondag belewenis is nie, maar dat jy ergens vriendskappe kom vorm. As jy nie pelle in die kerk het nie, bring dan jou pelle kerk toe asseblief. En kom ons maak hierdie 'n familie. En ek sien dit by Dawid ook. Hy skryf in die volgende vers 3 tot 4 sê hy, selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees, laat probleme my gaan onderkry nie, want U is altyd by my. Ek weet dat God deur sy Heilige Gees by my is, maar ek het sy nabyheid beleef deur mense. Ek het sy nabyheid beleef deur mense. Ek het 'n baie groot ontdekking hierdie jaar gemaak, en van alles wat ek vandag sê, kom ek nou by dit wat ek glo die grootste revelation vir my en Williana is. In jou storie is daar 'n kant van dit wat met jou gebeur. Ek meen, hierdie was 'n natuurramp. Ek het vir mense van die begin af gesê, dis nie die Here wat my straf nie. Hy het al die straf wat hy wou op my uitoefen, het hy in sy seun Jesus Christus aan daai kruis uitgevoed. God het nie 'n rede om die mens te straf na die offer van sy seun Jesus Christus nie. As God my moes straf vir al die foute wat ek al gemaak het, sou ek lankal 'n droë bolletjie neusgoed daar op die grond gewees het.
Hoe ek's in die noorde, ek kan maar sy snot, daar op die grond. Dit was 'n natuurramp, dit was nie 'n geloofskrisis nie. Inteendeel. In hierdie tyd, terwyl iets met my gebeur, lees gesaam met my hierdie woorde op die skerm. Die lewe gaan baie keer nie oor wat met jou gebeur, soveel as wat dit gaan oor wat in jou gebeur nie. En dis hier waar die Here se geleentheid kom, dat terwyl goed met jou gebeur, het jy 'n fokus uitdaging. Gaan jy aanhou praat oor wat met jou gebeur het, of gaan jy begin sê, maar kyk wat doen die Here in my, terwyl hierdie goed met my gebeur. En ek verklaar vandag, dat ons God goed is. En die werk wat hy in my en jou lewe wil doen, sal ten goeie meewerk. Alles gaan nie altyd goed uitwerk nie. Maar as jy hom toelaat, sal daar aan die binnekant groei en versterking, en daar's soveel goed wat verander het in my menswees hierdie jaar, as gevolg van dit wat ons deurgegaan het. Een van hulle is net my own sense of compassion, hoe dat ek saam met mense voel en beleef dit wat hulle deurgaan. Ek is jare 'n pastoor en weer op 'n totale nuwe vlak voel ek Christus se hart vir ander mense wanneer hulle deur moeilike omstandighede gaan. Lees saam met my Psalm 23. Ek wonder of jy dit beleef saam met my, hoe persoonlik daai woorde vir my was. My meisiekind het net vir die Psalm gestuur en ek het vir 8 of 9 weke elke dag hierdie selfde Psalm op gemediteer, en dit het my so verras dat daai vertalers dit reg gekry het om net met Jan te praat. Hoor wat sê hulle? Dit troos my dat U my lei en dat U my beskerm. U laat my veilig voel. Dis U wat in my werk, terwyl dat hierdie goed met my gebeur. En soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, gaan maar net verleë toe kyk na wat die Here. Dawid sê, hier gebeur goed met my. Hy het op 'n ander plek daar gepraat oor die dal van doodskaduwee. Dan sê hy, terwyl hy goed met my gebeur, is God besig met goed binne in my. En ek kan vandag vir elke persoon hierso wat binne in 'n groot stuk stryd is, of as jy 'n familielid of 'n vriend het wat in 'n time of battle is, vat 'n stuk papier en gaan sit hulle neer, kry vir hulle 'n journal, dit sal ook help, maar kry vir hulle 'n stuk papier en sit hulle neer en begin vir die Here vra, Here, wat is U mee besig binne in my? Wat is U mee besig binne in my? Want ons is besig om die hele tyd vir die Here te publiseer hoeveel moeilikheid ons het. Ek dink is tyd dat ons God toelaat dat hy 'n bietjie publiseer wat hy aan die binnekant van jou lewe wil doen. Ek gaan begin nou om na die einde van hierdie Psalm en die einde van ons storie toe te gaan. Ek wil graag vir jou lees op die volgende skerm. Ek het reeds gesê, wat met jou gebeur is een ding, wat in jou gebeur is heeltemal iets anders. Maar ek sê vandag vir jou, ons Vader wil ook goed vir jou laat gebeur. En ek wil Johanna probeer uitfigure, jy weet, wat het nou eintlik hier gebeur? Ek dink ek weet wat het gebeur. Ek en sy het eendag so gesit en vir mekaar gesê, ons wil so graag 'n nuwe kombuis hê. Ek dink daar was vir 'n oomblik 'n glitch in die telefoonlyn hemel toe. Daai eerste deel van die woord het nie daarbo uitgekom nie. Nie kombuis nie, dan het jy gehoor hy wil 'n nuwe huis hê. Ons sou nie in ons lewe ons eie plek gebou het, nie die versekering het ons billik hanteer. Ja, ons moet baie planne maak, ons lenings weer gebruik om by alles uit te kom. Maar die einde van hierdie maand op 31 Oktober gaan ons terugtrek na ons huis toe. En ons het besef in hierdie tyd, dit is waar ons wil bly, dit is hoe ons wil funksioneer. Ons wil in Pretoria wees, ons vestig hierso. Hierdie hele storie het ons net weer kom help om te verstaan waar moet ons ankers wees en wat is vir ons belangrik. By the way, ek het iets ontdek ook. Ek het ontdek dat my hart nie gebroken is vir die goed wat ek verloor het nie. Die bank het my, ek het nie gehuil oor my couch waar ek lê en cricket kyk nie. Ek het nie vir hom gehuil nie. Maar ek het gehuil vir die spasie wat ek verloor het. 'n plek waar ek en my vrou kon rus, 'n plek waar ek my kinders en my familie en vriende kon onthaal.
Jy huil oor 'n spasie meer as wat jy oor goeders huil. En ek wil vandag dalk vir iemand in hierdie plek sê, jou hart moet loskom van jou goeders, baie vinnig. Want jou goeders raak 'n tronk. Maar as jy verstaan dat die Here vir jou 'n gawe gee in 'n plek wat hy vir jou geskep het, waar jy hom kan dien en waar jy kan floreer, dan verstaan jy die lewe soveel beter. En John staan op hierdie verhoog om Psalm 23 vers 6 oor jou te kom verklaar. En ek vra jou, gaan vat jy jou YouVersion app op jou Bybel en gaan soek vir die Afrikaanse vertaling van die message. Hulle noem hom die boodskap en dan gaan lees jy hierdie woorde: U sal vir my goed wees en U sal my lief hê solank as wat ek lewe. En ek sal naby aan U lewe tot die dag wat ek doodgaan. Ons mag nie naby die huis kom nie, die interieur ouens is besig om vir ons 'n verrassing voor te berei. En maar ons het nou die aand vir die kinders gaan kuier, hulle bly net daar agter ons en toe het ek 'n foto gesteel, ek's jammer. Dis hoe ons huis in die aand gaan lyk, sê julle vir hulle wys. En ek dink ek wou vandag vir jou van die devastation en die verwoesting vir jou sê, elke ding in daai plek is nou soos ons hom wil hê. En daar het goed met ons gebeur, maar in hierdie jare het daar goed in ons gebeur, en ek sien voor my oë hoe dat die Here iets vir ons laat gebeur. En ek wonder of ek jou vanoggend kan vra of ons klein groepies kan maak, as jy wil, net saam met jou familie, maar as jy so waaghals soos ek is, draai om, vra vir iemand agter, hallo, wat is jou naam? En dan maak ons net groepies van 4. En kom ons vra die vraag, is daar iets wat ek vandag saam met jou kan bid? Is daar iets wat besig is om met jou te gebeur? En kan ek die Here se goedheid kom verklaar bo oor dit wat met jou gebeur? Ek gaan julle net so 4 minute gee om dit te doen, en dan gaan ons opstaan en as 'n gemeente gaan ons vir Carlos hulle bid. Ons gaan vir ons gemeente bid en al die partye betrokke. En as ons daar klaar is daar hierdie kragtige lied wat ons nog wil sing. So moenie nou haastig wees nie, ek het vroeg genoeg klaar gemaak. Ons wil aan die einde van die diens gou vir julle nog 'n bietjie familienuus gee van ons kampus. Kom ons vat 4 minute, sit vir my sagte musiek aan, draai na iemand toe en kom ons bid vir mekaar se storie. Dit is so 'n ongelooflike blessing hoe dit gons, hoe dat julle saam bid. As jy klaar is, kom staan saam met my asseblief. Hemelse Vader, U is ons herder. En U sorg vir ons. Vandag wil ons as 'n gemeente ons arms om Carlos en Simonay vou en kom lewe spreek, Karonay en hulle hele huishouding. Dankie Here dat U hart en U lig kom skyn in hulle binneste. As ander partye hier betrokke en ons vra Vader vir 'n wonderwerk en vir genesing en restaurasie. En as ons vandag oor hierdie gemeente dink, was daar soveel ontwrigting wat leierskap betref in die afgelope paar jaar. Ek hulle wat siek geword het en nou weer, en ons wil vandag, Here, oor die toekoms van hierdie kampus, U genade en U voorsiening en stabiliteit kom proklameer. En dit wat die vyand bedoel om seer te maak, dit draai U om, Here, en U goedheid kom breek deur, nie net ter wille van 'n gemeente nie, maar ter wille van hierdie totale gemeenskap, aan hierdie kant van die noorde van Pretoria, wil ons vandag sê dat die heerlikheid van die Here, die doxa van Deo, the glory of God, die heerlikheid van die Here, sal skyn en skitter oor mense se lewens, as gevolg van dit wat U in hierdie vertrek doen, en in hierdie mense, en deur ons waar ons bly, en waar ons werk, en waar ons betrokke is. Dankie dat ek vandag kan bid vir hierdie tyd van verandering en vernuwing. Ons kom verklaar vandag that we were made for more. U het ons gemaak vir groter hoogtes, vir groter impak, vir groter vervulling, vir groter restaurasie. En dis ons geloofsbelydenis vanoggend in die naam van Jesus Christus. En ons almal wat wil saamstem sê lekker hard, amen. Amen. Dankie Roy.